Goed, goeienaand. Ons is weer vanaand hier by mekaar vir 'n gedeelte van die kritiese uitleg van die wit teologie of die valse leer. Nou, ek gaan net so 'n minuut of 2 gee. Eintlik met 'n praatjie wag ek nie te lank dat mense opkom nie. Dis nie soos met koffie en brood nie. Maar ek het nou eers gou-gou klaar reggemaak vir die hele storie en nou vat ons dit verder. So kom ons kyk wie kom op vanaand. Jong, ek sou sê as hierdie laptop afslaan en dan dankie tog dat Word hou die dokumente. Dankie tog dat Word die dokumente hou. Goed. Ek gaan aangaan om te begin te gesels. Ons het hierdie ding in Suid-Afrika, hierdie boere, wit Israel wit visie leer wat vir ons boere kniehalter. Dit is 'n ding wat soos 'n ketting is om baie van ons boere se enkels. En ek het dit nou al 'n paar keer genoem. Ons het boeregroepe wat graag met ander boeregroepe wil saamwerk. Ons wil graag by die punt kom waar al die boeregroepe saamwerk, né? Boere, Afrikaners, Portugese, Ire, you name it. Ons wil hê almal moet saamwerk. Ons wil by daai punt kom. Maar ons kan nie as daar sekere dele van ons volk is wat ander nasies haat nie. Hulle haat die nasies as gevolg van 'n valse leer. Dis wat hulle doen. Hulle haat die nasies as gevolg van 'n valse leer. So goed. Kom ons kyk gou 'n bietjie vanaand weer na die leer. Ons het nou gekyk na 2 van hulle hoofpilare wat ons absoluut onder hulle uitgekap het, né? Israel is wit en swartes is nie diere nie. Ons het daardie pilaar heeltemal onder hulle voete uitgekap. Goed. Kom ons kyk nou na wat is hulle ander argumente. Hulle het al hierdie argumente. Een van die argumente is min of meer dieselfde soos die een wat ek al reeds behandel het en dan sal ek net weer opblaai om te gaan kyk wat ek daar gesê het, né? So goed, ons moet hierdie ketting afgooi mense, ek sê vir julle. Tipiese argumente as bewys dat Israel blank is. Nou, ja, wat is Goebbels wat het gesê het, ek het al genoem al. Goebbels het gesê, as jy 'n leuen die hele tyd vertel, dan begin iemand dit glo. Dis wat hulle gesê het. En hy was reg, né? En dis wat gebeur in hierdie tipe teologie. Maar dis nie die enigste tipe teologie waar dit gebeur nie. Ons weet dat dit ook in Islam gebeur. Maar kom ons kyk gewoon na tipiese argumente wat hierdie ouens gebruik om te bewys dat Israel blank is. Die wit teologie gebruik hoofsaaklik 3 tipes argumente. Daar is die broederryks ook hier by ons. Om aan te toon dat Israel blank moet wees, né? Om hierdie argumente te kan verstaan, is dit belangrik om eers die aandag daarop te vestig dat die wit teologie se redenasies in die reël 'n spesifieke patroon, 'n kringloop vertoon. Hulle het 'n manier van dinge sê om vir jou vas te vang. En hulle verdraai een woord. Hulle kan een woord verdraai. Een woord verdraai om jou te haak. Shalom ou tuis, goeienaand. Hulle kan een woord verdraai, né? Dan het hulle jou. So ons gaan nou na van hierdie goeders kyk. Die redenasies begin eintlik in die onderbewussyn by die bekende eienskappe van die blanke westerling. Die vertrekpunt is met ander woorde wesenlik die eie bekende wêreld van die wit teologie. Ek doen hierdie leringe eers, dat ons net hierdie ding kan buite toe kry na ons boere toe. Na ons boerenasies, ons Afrikanasies daar buite, sodat hulle waarheid kan kry, né? Waarheid kan kry. Goed, hierdie bekende sake word dan oorweeg as die moontlike sake waarna die Bybel verwys word, omdat hierdie verbintenis logies lyk. Alraai. Dis nie geestelik nie, dit lyk logies. Word nou sonder meer aanvaar dat die Bybel nooit iets anders bedoel het nie. So eers het dit logies gelyk, nou bedoel die Bybel nie iets anderste nie. Verstaan julle? So dit werk so in die onderbewussyn. Hy sê dit so dit moet so wees, want dit lyk logies. En dan 'n rukkie later dan sê hulle nee, maar die Bybel sê nie iets anderste nie, bedoel nie iets anderste nie.
wanneer jy dit so beginne daaroor redeneer en jy's in daardie strik vasgevang, nee, is dit baie moeilik om los te kom. Kom ons kyk 'n bietjie. Die volgende stap is om te verklaar dat die Bybel self so sê. Hierdie Bybelse uitsprake word dan letterlik op alles in die Here toegepas, daarmee is die kringloop voltooi. So kom ons kyk gou na die kringloop. Eers sê hulle, dit lyk logies. Dit lyk logies. Dan sê hulle, die Bybel kan nooit iets anders te bedoel het nie. En dan sê hulle, die Bybel sê so. Die Bybel sê so. Nou wanneer iemand vir my sê die Bybel sê so, dan vra ek altyd die vraag, waar sê die Bybel so? Dan sê ek, kom ons gaan kyk na die skrif, en dan gaan kyk ons na die skrif in konteks. Dan kyk ons of jou Bybel so sê. OK. So dis die kringloop. Nou verstaan ons die kringloop. Hulle sê dit lyk logies, dan sê hulle die Bybel, die Bybel kon nooit iets anders te bedoel het nie, en dan sê hulle, die Bybel sê so. Dis die wrede, bose kringloop. Goed. So aanvaar die wit teologie dat daar tussen die blankes en Israel punte van ooreenstemming is. Die volgende stap is dat hulle so oortuig is van hulle afleiding, dat hulle nou sê, die Bybel self sê, dat die blankes Israel is. Op grond daarvan word dan verskillende Bybelgedeeltes letterlik op die hedendaagse blanke westeling oorgedra, asof die Bybel net van hulle en van niemand anders gepraat het nie. In meer besonderhede loop die wit teologiese argumente nou soos volg. Onthou nou, dit praat nou net met die wit mense. Dit praat nou net met die blankes. OK? Dit is nie geestelik nie, want dit is logies dat dit net vir die wit mense moet wees. Onthou dit. Goed, die eerste soort argument is, wat ons noem, hoe lyk dit, is letterlike identifisering. Die blanke westerse nasie sou dieselfde dinge doen as wat Israel doen. Regtig? Alright, so dit is 'n stelling wat geneem word, is 'n aanname wat gemaak word. Die blanke westerse nasie sou dieselfde dinge doen wat Israel gedoen het. In ander woorde, ons het wat? Ons sou ook afgode aanbid het. Ons sou ook met ander nasies rondgevoeter het. Ons sou ook ons rug gedraai op die ware God, soos wat Israel gedoen het. Ons sou ook weggevoer geword het in Babyloniese ontvoering, as dit dieselfde was, nee. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Jesaja 43 vers 21 sê die Here, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Wat sê wit teologie? Die blanke westerse protestantse, onthou, nou is dit protestantse. Dis nog nie wit teologie nie, maar dis die protestantse nasies. Alhoewel in 'n teruggevalle toestand verkondig tog die lof van die ewige waaragtige God en van sy seun Jesus die Christus. Hulle druk en versprei die Bybel, stuur sendelinge uit, druk Christelike lektuur, erken die Godheid as die opperste gesag en so meer. So die gevolgtrekking is baie duidelik. Die blanke westerse nasies verteenwoordig die 10 stamme van Israel. Hierdie is uit die duim uitgesuig van FWC Neser. Ons doen dan al die Christelike goed. So ons moet die volk wees waarvan God praat in sy Bybel. Nee sir, voordat daar 'n Afrikaner bestaan het, of 'n boer bestaan het die Hollanders dit gedoen, het die Engelse dit gedoen, het die Amerikaners dit gedoen. En so kan ons aangaan. Die Chinese het geweet van die seun wat gebore sou word, lank voordat die wites daarvan geweet het. Dit is in hulle geskrifte, 4000 jaar gelede. So, dis 'n duimsuig, totaal en al 'n duimsuig. Die wit teologie versooi gerieflikheidshalwe die groot aantal kinders van God in China, soos ek genoem het, in Japan, in Afrika, en noem maar net op die wat sy lof verkondig. Hulle worry nie oor die ander nasies nie. So as jy hamer op die leuen, gaan die leuen, jy gaan die leuen glo. Tweede argument is fisiese eienskappe, en ons het die een het ons gehanteer. Kyk wat sê hulle. Fisiese eienskappe van ou Israel, om hom met die blanke te identifiseer. Nou gebruik hulle Esegiel 36 vers 32. Jan, wat sê jy? Goeienaand.
Esegiel 36:32 sou verklaar dat Israel kan bloos. Israel, die nasie Israel kan bloos. Nou hierdie is olyfkleurige mense, hulle is nie eens wit nie, maar. En soos reeds aangetoon sê die wit teologie dat hierdie eienskappe eie is aan blanke nasies. Nee, wetenskap bewys dit is nie eie aan blanke nasies nie. Hierdie is dit baie duidelik dat die argument begin by die westerling. Sy eienskappe word oorgedra op Israel van ouds, sodat weer van ou Israel af terug geredeneer kan word dat die blankes met Israel identies is. Jy sien, jy moet iets uit jou duim suig. Dit is tog logies, man, ons kan bloos. So ons is pink, daarom is ons wit. Selfs die donkerste mens kan bleker word van skrik. En die dominee het hier geskrywe, dit is fantasties waar, en ook die oosterse nasies kan bloos, dit is tog 'n waarheid. Om te kan bloos is nie uniek aan die westerlinge nie. Dit is nie uniek nie. Dit word oor en oor bewys, dit is biologies bewys, dit is wetenskaplik bewys, om te kan bloos is nie uniek nie. Johan Lou, wat sê jy? Dit is nie uniek aan westerlinge nie. Die derde soort argument wat die wit teologie gebruik, werk met woordassosiasie. Ok, so jy vat 'n woord, jy gaan kyk wat die woord beteken, dan pas jy dit op jou volk toe. Ok? Ons kap aan, Johan, ons doen wat reg is, ons kap aan. Kom ons vat byvoorbeeld hierdie ene. So word geredeneer dat die huis van Jakob 'n verskeidenheid van name gehad het. Huis van Jakob, huis van Israel, huis van brood, né? Huis van brood, huis van gebed. Maar kyk nou wat sê hulle. Een is huis van Libanon. Die landstreek waarvan Jakob se moeder en vroue afkomstig was. Hoekom Libanon? Want dit is waar Laban gebly het. Ok, Laban het gebly in 'n stuk grond. Daardie grondgebied word met Laban, die oom van Jakob, geassosieer. Daarom word dit Libanon genoem. Maar die woord Libanon het betrekking op die plek. Kom ons kyk gou. Hofmeyer sê, Libanon beteken wit. Libanon beteken wit, so hulle moes wit gewees het. Sien julle die woordassosiasie? Libanon beteken wit, daarom moes hulle wit gewees het. Wat beteken dit eintlik? Libanon se bergreeks bestaan uit wit kalkklip. Dit is die waarheid. Die bergreeks van Libanon bestaan uit wit kalkklip. En daai berge is hoog genoeg om sneeu te kry in die winter. Dan lê daai berge wit onder die sneeu. En dis hoekom dit die wit berg genoem was, Libanon. Nee, dis die huis van wit. Dis die huis van Libanon, die huis van wit. Hoekom is dit nie die huis van sneeu nie? Hoekom is dit nie die huis van kalkklippe nie? Nee, Libanon sê dis wit, so Israel is wit. Staan julle die woordassosiasie storie? Dis 'n klomp duimsuig, 'n klomp bollie, dis wat dit is. Om bloot net op woorde, op die klank of argument te bou, is 'n riskante onderneming wat jou argument eerder verswak as versterk. Nee, as jy luister na hierdie tipe mense, dan weet jy, hulle is eintlik dom. Mense wat hierdie wit teologie volg, is eintlik dom. Dis eintlik 'n jammerte. En dit is eintlik vir my 'n skande om te sê dat 49 Afrikaners, want 'n boer sal nie uit die land uit gaan nie, is nou in Amerika, 49. Goed vir hulle, mag nog 1000 gaan, nog 2000. Laat hulle gaan, maar 'n boer sal nie gaan nie. Boere is nie dom nie, man. Hierdie is duimse goed. Ek hoop van die ouens wat gegaan het wit teologie saam met hulle gevat. Kom ons kyk gou 'n bietjie na klankeksegese wat hierdie huise ou gedoen het. Hy sê Jesus het gesê dat die koring is oorspronklik en is ook aan die einde van die dag gemeng met onkruid. Meer korrek met valse koring. Dit lyk soos koring, kyk nou wat sê, swartes lyk ook soos mense.
Onkruid, hierdie spesifieke onkruid lyk soos koring. Andrew, wat sê jy? Hierdie spesifieke onkruid lyk soos koring, daarom is swart, dit, in ander woorde, swartes lyk ook soos mense. Verstaan julle die woordassosiasie? Woordassosiasie, kyk nou. Hulle sê, maar die vrug is swart en giftig. Nou kyk nou. Die Griekse woord wat Christus gebruik vir hierdie onkruid is zizania. Dis 'n Griekse woord. Dis nie 'n Afrikaanse woord nie. Dis nie 'n boerewoord nie. Dis zizania. Dis nie 'n Afrika woord nie. Kyk nou woordassosiasie. Dit is die Azanians people. Daarom wil hulle die land se naam verander na Azania toe. Hulle is reg, Afrika behoort aan die onkruid. As Afrika aan die onkruid behoort, boer, wat soek jy hier? Is dit 'n regte vraag om te vra? As Afrika dan aan onkruid behoort, boer, wat soek jy hier? O, jy is mos verdwaal, jy is een van die 10 verdwaalde stamme. Ek kan net vir jou sê, Israel bestaan, jy kan huis toe voetsek. Gaan, Israel bestaan, jy kan voetsek, gaan huis toe. As jy dink, jy is 'n verdwaalde stamlid, gaan huis toe, jy is nie meer verdwaal nie, jy kan huis toe gaan. Goed, om die minste hiervan te sê, dit getuig van uiterse onkunde. Die Griekse woord zizania of zizania dui op 'n parasitiese plant of onkruid. Die Wes-Transvaalse boere ken dit, wat sy wortels om die wortels van die koring draai. Daarom sê ons Here Jesus in Matteus 13 vers 29, in die gelykenis van die onkruid, dat die diensknegte van die Heer nie die onkruid terwyl hulle groei al moet uithaal nie, want hulle kan dalk die koring daarmee saam uittrek. Omdat die zizania sy wortels om die koring se wortels gedraai het, hulle moet dit saam laat groei tot die oes toe, dan sal die maaiers die onkruid van die koring skei en dit verbrand. Mense, hierdie gelykenis het te doen met die wie wedergebore is en die wie verlore is. Die wat verlore is die kaf of die onkruid. Die wat die koring is waaruit die brood gemaak word, die brood van die lewe, is die wie wedergebore is of gered is, om 'n ander term te gebruik. Dit het niks met wit of swart uit te wy nie. Dit is totaal en al onkunde om woorde so te verdraai, om by jou teologie te pas. Dis swak eksegese. Totaal en al swak eksegese. Al hierdie argumente word gevorm vanuit die ervaringsveld van die wit teologie met al sy vooroordele en selfbeskouings. Dit is belangrik om raak te sien hoe eensydig hierdie tegnieke is en hoe bevooroordeel die Bybel so gelees kan word. Jy kan enigiets in die Bybel inlees as jy wil. Ek het vanoggend genoem op koffie met brood hoe sekere tekens en simboliek vir my belangrik is, hoe die Here met my praat. Nou ek kan 'n godsdienst daarvan maak as ek wil. Julle moet vir my volg, my naam is gekoppel aan die paus. Verskoon tog. Ek het 'n hoes wat ek net nie kan van ontslaa raak nie. Ek hoes so vir 10 keer hoes ek en dan hoes ek ook nie meer nie. Hierdie is een van die swakste woordassosiasie en verdraaiings wat hierdie ouens doen wat ek nog ooit gesien het. Dit is die een van naaste liefde. Wit teologie leer dat slegs die blankes hulle naaste is. Volgens Neser in 1984 is die jaar wat ek wedergebore geraak het, toe my tannie vir my hierdie goed begin gee, toe gooi ek dit sommer uit, toe sê ek, hierdie is net gemors. Die Heilige Gees het my gewys om die Bybel te lees. Volgens Neser kan 'n swart mens nie die naaste van 'n blanke wees nie. Verskoon tog, want hy sê nou word daar baie keer van ons gesê, hier is die swartes nou in ons land, hulle is ons naaste. Dis nie wat dit beteken nie. Hulle is nie ons naaste volgens die skrif nie, hulle behoort nie eens aan ons ras nie. Hy behoort nie aan my naaste nie, hy is nie my friend of companion nie, hy is not the one near or close to me, beklemming, dis nou Neser wat sulke goed sê, né? Ek het daarom nog 'n bietjie koue koffie hierso. Wag, ek het gou nog so 'n slukkie vat.
Swart sê in die verband met die sinsnede, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy sê jy moet jou naaste soos jouself lief hê. Stel vir dit sal voorkom of hierdie teks in die Hebreëus die betekenis het, jy moet die wat soos jy is lief hê. Jy moet die wat soos jy is lief hê. Kan jy sien hoe word die woord verdraai, jouself? Dis die kinders van die volk is jou naaste. Dis mos logies, is dit nie? Die wat teologie verklaar dan ook die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in terme van bogenoemde. Die sekere man wat deur die rowers oorval is en daar gelê het, Lukas 10 vers 25 tot 37, sy nasionaliteit word nie vermeld nie. Volgens die wit teologie kon dit egter net 'n Samaritaan gewees het. Dit kon net 'n Samaritaan gewees het wat daar gelê het. Daarom het die ander Samaritaan hom gehelp. Mense, as ek weet nie of ek moet lag of huil hoe goed verdraai word nie. So, dit was 'n Samaritaan wat vir 'n Samaritaan. Hierdie kom dan op grond van die voorstelling dat net jou eie volksgenote jou naaste is. Sonder meer aanvaar dat die man wat daar gelê het ook 'n Samaritaan was. Hulle aanvaar dit sommer net, dit was ook 'n Samaritaan wat daar gelê het. Die Bybel sê nie so nie, maar die Bybel sê 'n paar ander goed. Dus as Christus vra, wie van hierdie drie dink jy was die naaste aan hom wat die rowers oorval het? Dan is dit volgens die wit teologie tog logies. Die Samaritaan was die ander Samaritaan wat deur die rowers oorval het. Dis mos sy naaste. Hulle was dus nie al drie sy naaste nie. Verstaan julle hoe hulle dit verdraai? As die woord naaste in die verhaal van die barmhartige Samaritaan met volksgenoot vertaal sou word, sal daar geen twyfel of onduidelikheid wees nie, sê Swart. En hy sê daar's geen onduidelikheid nie. Volksgenote is mekaar se naaste en help mekaar. Nou kyk nou sy redenasie. Israeliete help Israeliete. Samaritane help Samaritane, Zulus help Zulus en die boere help die boere. So ou moet net in sy kop geklap word. Hoe klap jy op 'n geestelike manier? By Bloedrivier was dit boere in die laar by Bloedrivier. Ek vra daai vraag, was dit boere? Nee. Dit was Hollanders wat in die laar was. Met 'n paar ander tipes wit mense saam met hulle, maar meestal Hollanders. Punt nommer 1. Wat hulle self genoem het voortrekkers. Wie was nog saam met hulle in die laar gewees? Hulle kleerlinghelpers en ander swart nasies wat hulle gehelp het met die vee en die goed, was ook in die laar gewees. Daai kleerlinge en swartes het gehelp om die voorlaaiers te laai, die gewere te laai in die kraal by Bloedrivier. Toe kom daar 'n boer, wat nie deel was van die trek nie, met soveelheid swart mense, van die ander kant van die kraal af, en hy kom help vir hulle teen die Zulus, met sy swart mense. Goed, een van die bataljonne van die Zulus, toe hulle sien dat die ander Zulus hardloop, en dat die boere hulle nou agterna sit, toe kom daar die kaptein by die boere, en hy sê, hy is nie teen die boere nie, hy is teen Dingaan, en toe val die Zulus saam met die boere in die laar die ander Zulus aan. Maar ons kan jy kan maklik geskiedenis verdraai, maklik, en sê, het was net die boere help die boere, die Zulus help die Zulus, die Israeliete help die Israeliete, duimsuig. Wat die wit teologie hier doen is om die gelykenis van die barmhartige Samaritaan aan die hand van Levitikus 19:18 uit te lê. Nou hulle gebruik nou hierdie skrif. Luister my wat sê hierdie skrif. Daarvolgens sê die Here, jy mag nie wraak neem of vergrief koester teenoor jou volksgenoot nie. Hy praat om Israel, belangrik. Maar kyk nou wat sê hy in vers 18. Jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou sê hulle, dis wat dit beteken. Dis Israeliete. Naaste is Israeliete. Dis nie wat hy sê nie. Dis twee verskillende goed wat hy daar sê.
Die wit teologie beskryf dus tereg die beskouing van die naaste in die Ou Testament as 'n eie volksgenoot. Maar as Levitikus 19:18 die naaste as volksgenoot beskryf, is dit nog nie te sê dat die persoon wat deur die rowers aangeval is, 'n Samaritaan moet wees omdat 'n Samaritaan aan hom barmhartigheid bewys het nie. Dit is die les. Volgens die wit teologie was die barmhartige Samaritaan dus 'n naaste nog voordat hy enige hulp betoon het. Nee, dit was juis 'n barmhartige. Dis waaroor die les gaan. Omdat hulle volksgenote van mekaar was. Hy sê dit. Huis, H-A-I-E-S, huis. In hierdie redenasie maak die wit teologie 3 foute. Eerstens, die gelykenis vermeld nie die nasionaliteit van die man nie. Daarom kan dit nie as gevolg van bogenoemde argument 'n Samaritaan wees nie. Die Bybel sê nie wat 'n nasionaliteit dit was nie. En daar's 'n rede hoekom God dit verswyg. Want dit gaan oor barmhartigheid. Tweedens, dit word veronderstel dat dit 'n Jood was. Nou kyk nou wat sê die skrif hierso. Volgens Grydanus korte verklaring der Heilige Skrift. Dis Duitse ou wat hieroor geskryf het al jare gelede. Om daarmee juist die speerpunt van die gelykenis na vore te bring, die priester en die leviet wat verbygeloop het, is Jode. En hierdie Jode, as dit 'n Jood was wat daar gelê het, sou hulle nie hulle eie mense gehelp het nie. Hulle sou nie hulle eie mense gehelp het nie. Nee, hulle sou geen mens gehelp het nie. Die priester en die leviet sou nie eens hulle eie mense gehelp het nie. Maar die vreemdeling, die Samaritaan het hom gehelp. Daarop kon Christus die opdrag gee, gaan en doen jy net so, Lukas 10 vers 37. Die derde fout wat gemaak word, is dat Levitikus 19:33 en 34 weer in dieselfde hoofstuk geïgnoreer word. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Selfde hoofstuk. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Jy kan nie net een stuk van die skrif lees en die ander stuk ignoreer nie. Die hele stuk moet in konteks, mense noem dit konteks, gelees word. Dit is goeie eksegese. Eksegese is 'n beskrywing van wat die skrif sê. Korrekte beskrywing van wat die skrif sê. So die vraag is nie net wie is my naaste nie, maar ons moet ook vra vir wie kan ek 'n naaste word. Naaste liefde beteken dis nie om liefde net aan bepaalde mense te betoon nie, maar om liefde as naaste te betoon. Dit gaan oor liefde. Naaste liefde word ook bepaal deur God se liefde vir ons en ons wederliefde vir hom. Matteus 22 vers 34 tot 40. Ons liefde vir ons naaste en vir onsself vloei voort uit ons verhouding tot God. God se liefde in Jesus Christus is universeel. Johannes 3 vers 16. Daarom is naaste liefde ook universeel, alhoewel dit nie die liefde vir die eie tot niet maak nie. Wie is jou naaste, is die vraag. As jy dit lees uit die liefde van Christus uit, met die Heilige Gees, nee. Die een wie jou naaste is die een wat jou hulp nou nodig het. Die persoon wat na jou toe kom, wat jou hulp nou nodig het. Jy ry verby 'n karongeluk, jy is die enigste persoon wat daar is. Jy ry verby, jy is eerste op die toneel. Jy kan nie dink wat 'n kleur mense is in daai kar nie. O nee, daar is swartes in daai kar. Ek gaan nie vir hulle help nie. Weet julle, ek dink nou aan 'n ongeluk wat plaasgevind het in Namibië. 'n 4x4 bakkie, redelik, ek dink dit was 'n Amarok gewees, het teen 'n BMW gebots op die pad tussen Windhoek en Okania.
In die ou Marok het die oom, die oupa, het sy klein kind in haar wiegie, daai klein karstoeltjie ding, hy het daar in haar stoeltjie baie mooi versigtig vasgemaak op die agtersitplek. Toe het hy gery. Hulle sê sy spoed was om en by 120 op die pad gewees, maar die BMW se spoed was meer as 200 km/h. En die BMW, die ou het homself, 4 swartes in die BMW. Hulle het dit later bepaal, kop aan kop botsing met die Amarok gehad. Die BMW en die 4 insittendes was totaal en al verkrummel, verpletter, as gevolg van daardie spoed. Die enigste rede hoe ons kon sien het was 'n BMW, was 'n stukkie van die wieldop, waarop die BMW gestaan het, wat ons kon kry, wat oorgebly het. Verder kon jy nie sien, dit was 'n BMW nie. Die voorkant van die Amarok was heeltemal saamgepers geweest, en die oupa was morsdood op sy drywerstoel, met die sak, die kussing, weet daai ongeluksak, wat ook al jy wil noem in Afrikaans, airbag, né? Die oupa was morsdood. Die babietjie met die wiegie is uit die Amarok uitgegooi, en het op een of ander manier te lande gekom in die pad, mooi soos wat die wiegie op die agterste sitplek was. Niks fout met die baba nie. Baba het net 'n bietjie gehuil, maar die baba was 100% okay. En sy wit kind, en daar het 'n taxi gestop, vol swart mense. En 'n vrou het geskreeu, 'n swart vrou het geskreeu, sy het uit die taxi uitgeklim en gehardloop. En die baba wiegie uit die pad uit van die aankomende voertuie uitgehaal. 'n Swart vrou het daai wit babatjie gered. Nou is die vraag, wie het naaste liefde betoon? Die wit mens aan die wit mens, die Zulu aan die Zulu, die Khoza aan die Khoza. Daardie swart vrou het aan daardie wit kind naaste liefde betoon. Naaste liefde beteken die een wie jou hulp nou nodig het. Om dit in 'n groter, breër raamwerk te sit. Ek toon deur die genade van bo naaste liefde aan Suid-Afrika, aan my volk, die boervolk, en aan al die ander volke in Suid-Afrika. Goeie hand ou Pieter. Want Vader het my beopdrag om die federale alliansie te doen. So ek toon naaste liefde, deur dit doen my as af te werk vir ander. Ek doen dit nie vir myself nie. Dis 'n vorm van naaste liefde. Die een wie jou hulp nou nodig het, is jou naaste. Jy toon barmhartigheid aan die persoon of persone wie jou hulp nou nodig het. Dit is uit die hart van die Heilige Gees, uit die hart van Jesus Christus. Dit is wat liefde beteken vir Christus. Want hy het alle nasies, volke en tale, nie velkleure nie, alle nasies, volke en tale, het hy gemaak uit een bloed uit. Die Bybel sê so. Goed. Ons het nou al gepraat vir 35 minute. Kom ons kyk gou 'n bietjie hierso. Die goed wat hierdie mense sê, maar ek dink ek het nou vir julle eers ou Chris Smit, hoe lyk dit? Ek dink ek het nou eers vir julle genoeg vir julle genoeg gegee. Volgende keer sal ons kyk na
anti-houding teenoor ander nasies, dis ook een van hulle argumente. Onthou die kringloop wat hierdie mense gebruik. Hulle begin deur te sê iets is logies. Dan sê hulle, dit is wat in die Bybel bedoel word. En dan sê hulle, maar die Bybel sê so. Nadat hulle 'n klomp skrifte gevat het en dit stelselmatig met tyd verdraai het om by hulle argument te pas. Dit is wat hierdie mense doen. Ons kan dit nie doen nie. Die evangelie van Jesus Christus word gebaseer op 3 goed. 1. Bekeer jou. Daardie woordjie bekeer jou is in die Grieks metanoia. Dit beteken om 'n 180 grade omkeer te doen van die lewe wat jy geloop het om te loop in 'n ander rigting, soos wat ons in die weermag gedoen het. Omkeer. Die bevel wat ons gegee het. Moet seker maak jy gee hom op die regte voet. Papa, ons het drill geleer. Omkeer. Dis wat bekering beteken. Saam met daardie omkeer van jou ou lewe kom die volgende in werking. Dit is die berou hê vir jou sondes, omdat jy besef dat die lam van God vir jou geslag is op die kruis van Golgotha, of die hout van Golgotha, of die boom van Golgotha. Dit maak nie saak waarop hy gekruisig was nie. Die feit bly staan, hy was in hulle terme gekruisig. Dit was die term wat gebruik is. Of het nou op 'n kruis was wat sy arms uitgestrek het, so reguit, of so skuins boontoe, of bokant sy kop vasgemaak is, dit maak nie saak nie. Die feit bly staan, hy was vir ons gekruisig. Hy het naaste liefde betoon aan al die nasies, toe hy gekruisig was. Hierdie Hebreër uit die stam van Juda, olyfkleurige ligbruin kleur mens, was vir my vasgenaal op daai stuk hout. Jaco, goeienaand. Dis die eerste ding. Jy moet die bloed erkenning gee. Die tweede ding, wat deel is van die evangelie is, begin met die woordjie en, laat jou doop. Dis nie, en gaan dink daaroor nie, of doen dit later nie. Daar's niks van dit nie. Dit is 'n opdrag. Matteus 28, Handelinge 10, dit is 'n opdrag. Christus beaam die opdrag en die apostels beaam die opdrag deur Petrus in Handelinge 10. En die derde deel van die evangelie. En jy sal die gawe van bo ontvang, die Heilige Gees van God. Jy kan enige teologie hê wat jy wil hê, maar as jy nie jou bekeer en jou laat doop en die Heilige Gees in jou lewe het nie, dan het jy niks. Jy kan maar net sowel maak soos wat die Islamiete maak en daai swart steen in Mekka gaan soen. Hulle is nog steeds afgoddienaars. En wanneer hulle dit sien in hulle Koran, kan hulle dit nie glo nie. Hulle gaan aanbid nog steeds 'n klip. Hulle is nog steeds afgoddienaars. Jy kan maar net sowel so iets wees. Ons is nie van die wat die skrif verdraai nie. Ons weet wat ons doen en ons weet wat ons sê. So hierdie is nou deel 3. En ons is nou op bladsy. Ek glo hierso. Ons is nou op bladsy 10 van 25 bladsye. Hierdie is deel 3. As ons deur al hierdie goed gegaan het, nee, ek kan vir julle beloof, jy gaan weet hoe om met hierdie mense te praat. Want hulle gebruik skrif op skrif op skrif om hulle gemors voor te stel. Skrif op skrif op skrif. En ons moet ons boere losmaak van hierdie ketting. Hierdie wit teologie, hierdie Israel wit visie of Christelike identiteit is 'n totaal en alle ketting wat ons volk boei.
En ons moet hierdie juk afgooi. Ons moet hom net afgooi. So ons sê vir Vader, dankie dat ons kan wedergebore wees. Almal wat na hierdie boodskap luister, wie wedergebore is, man, prys die Here. Nee, as jy mense ken in die wit teologie wat vasgevang is met wit teologie, stuur hulle hierdie video's. Nee? En ek weet julle luister dit op Facebook, maar gaan like dit net op YouTube as ek dit daar plaas. Ek sal hierdie nou eers weer môre daar plaas. Gaan like dit net. Alright. En gaan subscribe sodat ons die goed kan uitkry. OK. Goed. Mag Vader ons bewaar in hierdie tye, want dit raak al hoe donkerder. Dit raak al hoe moeiliker. Een van die dae val die pap op die grond. Een van die dae, mensies, val die pap op die grond. Dan gaan dit nie meer gaan oor teologie nie. Dan gaan dit oor saamstaan. Volkere wat saam staan. Ja, volkere, volgens Siener se visioene en profetiese woord. Volkere. Nou ja toe, daar is hy. Mooi aand vir julle verder. Julle weet mos.